Hallo daar, dis tyd vir nog 'n storie. Sarah die zebra. Sarah het strepe. Haar hele lyf is vol strepe. Die strepe loop teen haar nek af, reg oor haar rug, rondom haar bene en af tot by haar hoewe. Sarah het al die strepe wat 'n zebra moet hê. As sy alleen staan, is dit maklik om haar raak te sien. Jy kan haar swart en wit lyf duidelik sien. Maar wanneer Sarah tussen die ander zebras staan, verdwyn sy sommer in die trop. 'n Mens kan Sarah glad nie in die trop uitken nie. Sy lyk net soos al die ander zebras. Maar Sarah wil anders wees. Sy wil uitstaan in die bondel. Die ander zebras kan dit glad nie verstaan nie. Jy is sommer laf, snork hulle. Geen zebra wil anders lyk nie. Maar Sarah wil. Sarah maak haar oë toe en verbeel haar daar is 'n kruis en dwars blokkies patroon oor haar hele lyf. Sy en haar maats kan kringetjies en kruisies daarop speel. Of sê nou, haar lyf was vol wolke van pink en goud, soos met 'n sonsondergang. Of vol diamantvorms, mooi netjies geverf met sagte waterverfkleure. Wat van 'n reënboog met strepe, kleure oor haar rug wat krul en ritsel as sy beweeg. Of miskien 'n mengelmoes van vorms en kleure in 'n patroon wat so spesiaal is dat die ander zebras in hulle spore vassteek om na haar te staar. Sarah dink aan al die soorte patrone en kleure wat 'n dier se lyf kan versier. En die een van daardie patrone is swart en wit strepe nie. Maar omdat sy nie verf het om haar mee te versier nie, moet sy kreatief wees. Sy bedek haar streepjas met 'n laag bruin modder en versier dit verder met 'n strooisel groenblare, blou vere en rooi kersies. Toe maak sy vir haar 'n kroon van piesangs om haar nuwe voorkoms af te rond. Dis nie 'n sonsondergang of 'n reënboog nie, maar sy lyk beslis anders. Sy lyk soos 'n heerlike sjokolade en vrugte roomys. Wat 'n wonderlike zebra. Nou staan Sarah regtig uit in die bondel. Wanneer die res van die trop in die lang gras of in die skaduwee van die doringbosse wegkruip, is Sarah die enigste zebra wat jy kan sien. En nou kan die leeu's haar ook sien. Sarah lyk nie na die soort zebra wat die leeu's gewoonlik vir aandete jag nie. En hulle is verveeld met gestreepte vleis. Sarah lyk vir hulle soos 'n nuwe geur zebra. Deur die gras kom die leeu's nader gekruip en nader gesluip, tot hulle net 'n paar spronge van Sarah af is. Maar nie een van hulle het al ooit jag gemaak op 'n sjokolade en vrugte roomys nie. En hulle is nou nie mooi seker hoe om te maak nie. Daar sit hulle toe en planne maak. Uiteindelik besluit hulle, die beste plan is om eers uit te vind of die roomys lekker smaak. Toe bekruip hulle Sarah en lek aan haar.
Dit is Sera se geluk. 'n Lek is immers beter as 'n byt, veral wanneer 'n leeu planne het om jou vir aandete op te vreet. Die leeu's is sommer vies. Die sjokolade is mos eintlik modder en dit laat hulle gril. Gruwelik, ga, grom hulle terwyl hulle wegsluip. Hulle besluit net daar om ver weg te bly van sjokolade en vrugte roomys. En omdat die leeu's nooit vir Sera gejaag het nie, het die ander sebras besluit, sy is tog nie so laf nie. Sera het aangehou om haar verbeelding te gebruik en haar eie spesiale ding te doen. Die einde.